So vanoggend gaan ek bietjie gesels oor 'n omstrede onderwerp wat vir baie gelowiges onder mekaar dalk 'n punt is waaroor almal nie saamstem nie. En dis ook okay, ons hoef nie oor alles saam te stem nie. Ons is een in geloof en ons is lief vir mekaar, maar ons hoef nie oor alles saam te stem nie. Dit is heeltemal okay so. Ek onthou, goed, ek kom van Johannesburg af en ek is nou al seker amper 20 jaar in George, so ek kwalifiseer nou as 'n amptelike Georgiet. Ek kom van 'n groot mega kerk af, waar ek en my vrou die worship leiers was, so 25,000 lidmate en 5 dienste oor 'n Sondag en kyk, Kersfees was groot geweest, nê? Ek onthou daai 1 jaar was die kersboom was seker so 10 voet hoog geweest, massief in die kerk en alles en ja, dit is nou maar hoe dit is en ons vier Kersfees en ons vier Jesus se geboorte, Christusfees. En toe ek in George aankom, word ek toe deur 'n paar gelowiges aangevat die feit dat ek Kersfees wil vier, want dis dan 'n heidense instelling. Dis nie 'n Christelike instelling nie. Hoe kan jy dit doen? Dit werk nie so nie. Dit was 'n goeie ding vir my, want dit het my ook uitgedaag om huiswerk te gaan doen en deeglik navorsing te doen. Waarom meeste Christene reg oor die wêreld op die 25ste Desember Kersfees hou, die Christusfees hou. En ek wil nie vandag op mense se tone trap nie, en ek dink ook, dit maak nou nie saak wat ek gaan sê vandag nie, party mense gaan saam met my stem, en ander gaan nie saam met my stem nie, maar dis ook okay. Ek het so ver as moontlik probeer om deeglike navorsing te doen oor hierdie onderwerp, en al wat ek gaan doen is, vir julle die feite gee, en sê hoe ek dan daaroor voel, en ons gaan in die Bybel ook kyk. Goed, kom ons gaan aan. Julle hoef nie my oortuiging, julle oortuiging te maak nie. En ons moet ook versigtig wees dat ons, as jy 'n oortuiging het oor 'n sekere saak, om dit nie af te dwing op iemand anders nie. Dis hulle oortuiging en ons oordeel nie mekaar daaroor nie. Nou ons almal weet, Jesus was nie gebore op 25 Desember nie. Is daar iemand wat dalk getwyfel het oor dit? Ons weet dit nou al reeds. Hy is nie op daai dag gebore nie. Want, vir eerste rede is, toe die engele aan die herders die tyding gegee het dat Jesus gebore is, was hierdie ouens besig om skape op te pas in die veld gedurende die nag, in die aand. En jy pas nie skape op in Desember in die aand in Judea nie. Dis winter. En partykeer sneeu dit. Dis baie koud. So, dit is een van die redes waarom ons kan sê dat dit nie op 25 Desember plaasgevind het nie. Jesus was gebore gedurende die Loofhuttefees, glo ek. Dit was geprofeteer, die Messias wat gestuur is vir ons. Nou, ook Johannes die Doper, hier's nog 'n ander ding en dit raak bietjie tegnies. Johannes die Doper was mos Jesus se neef. Het julle dit geweet? Hy was Jesus se neefie gewees. Sy ouers was Sagaria en Elisabeth. Nou, Sagaria was 'n priester gewees. En terwyl hy besig was met sy priesterlike verpligtinge gedurende Julie maand, het God vir hom gesê dat hy 'n kind gaan hê. In Julie maand sê God vir hom, Sagaria, jy en Elisabeth gaan 'n kind hê, en dit was Johannes die Doper. 6 maande daarna, goed, waar trek ons nou? Einde Desember, begin Januarie, 6 maande daarna, toe kry Maria die tyding by die engel, dat sy swanger gaan word met Jesus. Die engel het aan haar verskyn en gesê, jy gaan swanger word met Jesus. Tel 9 maande by, en dan kom ons uit, min of meer September, einde September, begin Oktober. Einde September, begin Oktober. So, dit is min of meer die tyd van die jaar waar Jesus gebore was. Ons weet nog steeds nie die presiese dag waarop Jesus gebore was nie. Nou, die debat oor Kersfees en Kersbome is nie noodwendig 'n slegte ding nie, want dit herinner Christene om deeglik in
natuurlik na te dink oor tradisies. Onthou, daar is baie tradisies wat goed is, en dan is daar tradisies wat nie goed is nie. En die woord is altyd ons maatstaf, waaraan ons hierdie dinge meet. En daarom is dit belangrik dat ons huiswerk deeglik sal doen, en dat ons voldoende bronne sal gebruik vir ons navorsing, wanneer ons hierdie onderwerp ondersoek. Ek dink is belangrik. Ons moenie, kan ek die Engelse woord gebruik, ons moenie slappie raak as Christene oor onderwerpe en oor skrifte nie, en net sommer iets aanvaar. Okay, dit klink vir my, as iemand nou sê, jy mag nie Kersfees hou nie, dit klink, daar is so effens 'n conviction in my hart oor dit moet seker reg wees. Moenie net alles aanvaar nie, ondersoek dit vir jouself, maar doen deeglike ondersoek, wanneer jy 'n sekere onderwerp ondersoek, of 'n tradisie, soos hierdie nou. Hoekom doen ons wat ons doen? Ons viering van die Christusfees behoort Christus se koms in die wêreld en die hoop van verlossing te sentreer. Dit is eintlik waaroor dit gaan. As jy dit wil hou, maak Christus sy koms na die wêreld, sy vleeswording, die middelpunt van dit, asseblief ouens. Dit is so belangrik. En as jy hierdie perspektief behou, dan gaan ons die vrae en kritiek beter hanteer, met wysheid en liefde kan hanteer. Vandag word daar baie druk geplaas op die wat Kersfees wil vier. Veral deur Hebrew roots mense, wat glo dat dit beter is ons met die Hebreëse kalender eerder volg, nie die huidige kalender nie. Gnostisisme beskuldig Christene daarvan, dat hulle hierdie viering van die geboorte van Christus op 25 Desember by die heidene gesteel het. Dit is eintlik 'n heidense instelling, julle het dit by hulle gesteel. Nou wat is gnostisisme, hierdie verskriklike woord? Dit is mystieke godsdiens en filosofie, wat elemente bevat van onder meer okkultisme, oosterse mistisisme, astrologie, toorkuns, judaïsme, Griekse filosofie ensovoort. Dit is soos 'n kombinasie van al hierdie goed. En hierdie ouens wat aanhangers is van dit sê, nee, julle daai datum gesteel by die heidene. Dan is daar ook wêreldse sekulêre aanvalle of 'n ingesteldheid wat Christus wil verwyder uit Kersfees of die Christusfees. Ouens, jy weet, toe ek daaraan dink, toe besef ek, goed en wel, maak nou nie saak wat jy glo nie, maar moenie hierdie geleentheid laat verbygaan om veral in hierdie feestyd vir mense te vertel waaroor gaan hierdie fees eintlik wat hulle vier. Dit gaan eintlik oor Jesus. Baie mense vier Kersfees en wat nie regtig gelowiges is nie. En dis vir jou geleentheid om van hulle te sê, weet jy regtig waaroor gaan Kersfees? Weet jy waaroor gaan hierdie Kersliedere wat gesing word? En dis 'n geleentheid vir ons regtig om die evangelie ook te verkondig. En dit is ook amazing, want oral word die naam van Jesus uitgebasyn in winkelsentrums, want daar word Kersliedere gesing. Okay, nie alle Kersliedere is Bybels nie, ons weet dit nou al reeds, maar baie van hulle is baie mooi, en dit gaan oor Jesus, die koning, fall on your knees, al daai tipe van liedere, wat baie mooi is, en wat keer jou om vir iemand te sê, weet jy waaroor gaan hierdie lied? As jy daar wag om te betaal vir jou geskenk wat jy gekoop het vir iemand. Hey, dis 'n wonderlike tyd hierdie. Wie waaroor gaan hierdie lied wat gesing word? Kom ons gebruik die geleentheid om die evangelie te verkondig. Ouens, daar's 'n geldige rede waarom Jesus se geboorte vandag gevier word op 25 Desember. Kom ons kyk gou vinnig daarna. Baie mense sê, wel, hierdie viering van Kersfees is 'n heidense instelling. En hulle begin deur te sê 25 Desember is 'n gesteelde heidense datum. En dit hou verband met die fees van Sol Invictus, die geboorte van die onoorwonne son. Hy is gebore op daai dag. Ouens, tog dui geskiedenis daarop dat hierdie heidense fees eers 274 na Christus ontstaan het. En die rede hoekom dit geskuif was na die 25 Desember was as gevolg van keiser Aurelian, die Romeinse keiser, wat daai datum geskuif het na die 25 Desember. Voor dit al het Christene 25 Desember
aanvaar as die geboorte van Jesus. Ek gaan nou daarby uitkom en sê, hoekom sê ek so? En so die vroeë gelowiges, voor daai datum geskei was deur die keiser as 'n heidense instelling, het hulle die 25ste Desember geassosieer met Christus se geboorte. En hulle het die manier hoe hulle daarby uitgekom het, was 'n gewone wiskundesom. Ek gaan nou nog vir julle verduidelik. 25 Maart was aanvaar as Christus se geboorte, want dit is ook aanvaar algemeen in daai tyd. Dit is ook afgelei van die feit dat Christus se konsepsie 9 maande voor dit plaasgevind het. So 9 maande later kom jy by 25 Desember uit, maar later bietjie meer hieroor. So die gebruik van die datum het dus meer te doen met Christelike tradisies en skriftuurlike simboliek as met heidense gebruik. Die idee dat Kersfees sy oorsprong in heidense gebruike het, ontstaan eintlik uit werke wat geskryf is in die 17de en 18de eeu deur twee ouens soos Paul Ernst Jablonski, hy's 'n Duitse protestant, en Dom Jean Hardon, hy was 'n katoliek. Hierdie ouens het baie geskryf oor dit en hulle het geglo dat ons het hierdie datum gesteel by die heidene en dit was vermeng met Christendom en dit is waar dit eintlik vandaan kom. Die internetteologie wat ons baie van lees oor hierdie spesifieke onderwerp, ouens tik net in is Christmas pagan, dan gaan jy honderde webtuistes kry wat praat hieroor en dat dit eintlik pagan is en hulle baseer, meeste van hulle gebruik hulle bronne wat hulle kry by hierdie twee ouens wat geskryf het in die 18de en die 19de eeu. Maar ouens, daar onlangs was daar baie meer navorsing gedoen van wat werklik gebeur het en hoe die Christene werklik opgetree het voor hierdie ouens nog geskryf het daaroor. Navorsing toon dat 25 Desember geen godsdienstige betekenis gehad het in die heidense Romeinse kalender voor keiser Aurelian dit geskuif het na die 25ste. So hierdie Sol Invictus was 'n fees wat hy gehou het. Dit was nie op 25 Desember gewees nie. Toe skuif hy dit soontoe. Hy het hierdie fees Sol Invictus op 274 ingestel en die rede hoekom hy dit gedoen het as 'n politieke en religieuse poging om die koninkryk of om die ryk te verenig in Rome. Dit was 'n reaksie gewees op 'n reeds gevestigde Christelike viering wat plaasgevind het. Kyk, dit was vir hom 'n probleem want Christendom het al hoe meer gegroei in Rome, groter en groter geword. En hy het gedog, wat kan ek doen ek moet 'n plan maak. Ons wil nie oneenigheid hê nie en kom ek skuif hierdie datum Sol Invictus sommer na 25 Desember toe en dan kombineer ons dit sommer. So, hierdie datum was aanvanklik deur die Christene gesien as die geboorte van Christus en gevier voor Sol Invictus op daai datum ingestel was. So, hulle het dit eintlik by die Christene gesteel, as ek dit so kan stel. Dis in teenstelling met baie internetartikels wat geskryf is deur New Agers, ateïste en baie Christene ook. So, Sol Invictus. Ek dink nie dit is my heeltemal geldig om te sê dat 25 Desember ons hou Kersfees. En die rede hoekom ons Kersfees of ons moet versigtig wees want ons hou Kersfees op 'n dag wat dit Sol Invictus is. Mitra is 'n ander verduideliking. Mitra is 'n god wat hulle geglo het, hy's gebore ook op daai dag en hy's uit 'n maagd gebore. Hulle sê allerlei dinge, maar daar's nie konkrete bewyse vir dit nie. Mitra, al wat ons weet van hom, hy teen 'n bul geveg. Sien baie afbeeldings wat gemaak is van dit. Dan is dit Saturnalia. Saturnalia was 'n fees gewees, 'n heidense fees wat aanvanklik gehou was op die 17de Desember. En die Romeine het so baie van hierdie fees gehou dat hulle dit sommer 7 dae gedoen het tot en met die 23ste. 'n Wonderlike fees van totale losbandigheid. 'n Goddelose fees.
wat bestaan het uit kinderoffers, mense wat rondloop in die strate en liede sing, sonder klere. Slawe en meester se rolle was vir een dag in hierdie fees omgeruil. Dan die meesters nou die slawe kamstig bedien en hulle het gegrap daaroor en alles. Dronkenskap is nog iets wat behoue gebly het. En dan ook seksuele onsedelikheid. Dit het wild gegaan met hierdie fees. So dit was eintlik so rukkie voor Kersfees of die dag wat hulle Kersfees gevier het, Jesus se geboorte gevier het. En ek dink nie enige iemand wat opreg is, wat Kersfees vier, doen enige van hierdie goed nie. Ek hoop nie so nie, want dit hou niks verband met Christus se geboorte nie. Vroeë Christene het 'n obsessie gehad om die dag van Jesus se kruisiging en sy opstanding te bepaal. Hulle wou geweet het, watter dag was dit? Hulle het veral sy kruisiging en opstanding gevier. Die dag waarop Jesus gebore was, die datum, was eintlik soos 'n byproduk van dit. Maar dit was vir hulle belangrik op 'n stadium om dit ook uit te werk. Al was 25 Desember nie op die Christelike kalender 'n dag wat gevier moes word nie, was dit algemeen aanvaar dat Jesus gebore was op die 25ste Desember. Kom ek verduidelik hoe het hulle daarby uitgekom. Antieke Jode het geglo dat 'n baie belangrike profeet se konsepsie en die dag wat hy sterf op dieselfde dag van die jaar gebeur. Op dieselfde dag van die jaar. So die dag toe mamma verwagtend geraak het met daai profeet, sy mamma, en die dag wat hy sterf gebeur op dieselfde dag. So, aanvanklik was daar 2 datums wat geïdentifiseer was vir Jesus se kruisiging. Dit was die 25 Maart en 6 April. Konsensus is toe bereik, 25 Maart is die datum. So, volgens wat hulle geglo het konsepsie dan ook plaasgevind op 25 Maart. So 9 maande, as jy 9 maande bytel, kom dit uit by 25 Desember. Dit is hoe hulle by hierdie datum uitgekom het. En algemeen aanvaar dat dit is die geboortedatum van Jesus en kom ons vier hierdie datum. Dit was nie 'n heidense dag wat deur die Christene gesteel was om Kersfees te vier nie. Dit was 'n eenvoudige wiskundesom. Die vroeë kerk het dit begin vier ook as gevolg van die aanslag wat daar was teen Christendom, teen die feit dat Christus gebore was op hierdie aarde en vlees geword het vir ons en onder ons kom woon het. Daar was 'n geweldige aanslag teen dit en hulle gesê, maar wel, kom ons maak 'n plan en ons maak 'n groot ding oor Jesus se geboorte ook, want hy was gestuur vir ons na hierdie aarde toe, hy het vlees geword en onder ons kom woon. Ouens, ons moet mooi dink daaroor. Jy hoef maar nog steeds dit nie doen as jy nie wil nie, maar dink mooi daaraan. Onthou, Sondag, die naam vir die 7de dag van die week, kom van Skandinawiese mitologie af. Dis die oorsprong. En dit is vernoem na die songodin Suna, wat aanbid was op die 7de dag. So, dan mag ons eintlik ook die kerke op hierdie 7de dag nie, want dit is 'n heidense dag. Dit kom van dit af. Ouens, ek wil vir jou sê, wanneer ek op 'n Sondag saam met vriende en familie en medegelowiges bymekaar kom, dink ek nie eers aan Suna nie. Ek kom bymekaar om Jesus te vier, om sy naam groot te maak. So die dag is nie belangrik nie, maar wat jy doen op daardie dag, dit is belangrik. We observe the day for the sake of worship and not worship for the sake of the day. Dis belangrik. Jy kan enige dag kies om as jy graag die geboorte van Jesus wil vier. Enige dag van die jaar. Jy is welkom om dit te doen. Jy hoef dit ook nie te vier as jy nie wil nie. Die idee dat Christene heidense dag gesteel het omdat hulle gevoel het dat Jesus se geboorte gevier moes word, ouens, is nie heeltemal akkuraat nie. Hulle het ook nie net liekraak besluit, kom ons kies hierdie dag nie. Lank voor die keiser Aurelian Sol Invictus ingestel het Christene al die 25ste gevier as die geboorte van Christus. Het hulle al gesprekke gehad en hulle dit uitgewerk en gevoel, goed, hierdie is die dag waarop Christus gebore is. Wat skryf Paulus hieroor? Romeine 14 vers 5. Die een dag bo die ander.
Die ander ag al die dae gelyk. Laat elkeen in sy eie gemoed ten volle oortuig wees. Hy wat die dag waarneem, neem dit waar tot eer van die Here. En hy wat die dag nie waarneem nie, neem dit nie waar tot eer van die Here nie. En wie eet, eet tot eer van die Here, want hy dank God. En wie nie eet nie, eet tot eer van die Here en hy dank God. Wil waarneem, is jy welkom. As jy nie wil nie, is jy ook welkom. Doen dit net tot eer van die Here. So, was Jesus gebore op 25 Desember? Nee. Moet ons Kersfees vier op 25 Desember? Nee. Mag ons Jesus se geboorte vier op 25 Desember? Jy kan as jy wil. Hou net Jesus die middelpunt. Vier dit vir die regte redes. Dit is nie heidense gebruik nie, ouens. Ek vermeng nie 25 Desember met een of ander heidense aanbidding nie. So, 25 Desember, as jy Christusfees wil vier, kan jy dit doen. As jy dit nie wil doen nie, hoef jy dit nie te doen nie. Maar ek dink nie ons moet mekaar veroordeel daaroor nie. Maar ek vra jou net in hierdie feestyd, gebruik die geleentheid om Jesus te verkondig. Hou aan, oral, nie net in die feestyd, nie altyd. Elke geleentheid om die naam van die Here groot te maak. Kom ons praat oor die kersboom. Hier is 'n biljoen. Die kersboom. Moet net nie 'n kersboom in jou huis sit nie. Want jy doen dieselfde as wat die heidene gedoen het toe hulle voor die Asherah pale gebuig het. Dis gebaseer op dit. Ouens, maak seker van jou bronne, as jy dit gaan opsoek, dat dit geldige bronne is. Want dis nie altyd geldige bronne nie. Ons maak baie keer afleiding, want of ons koppel baie keer goed aan heidense instellings, aan pagan worship, sonder dat ons huiswerk mooi gedoen het, en die konteks verstaan het van dit. Die beste verduideliking wat ek kon kry, is gebaseer op 'n legende van Martin Luther. Hy het een aand toe stappe in die woud, en hy kyk deur die bome na die sterre, en dit vir hom so mooi gelyk, en dit herinner hom toe, dat Jesus Christus vanuit die hemel vir ons gestuur was. Hy besluit toe, hy gaan hierdie bome wat vir hom so mooi lyk, hy gaan 'n boom uitkap, en hy sit dit toe in sy huis, en hy versier dit mooi. Van daar af het dit 'n gewoonte geraak, en vir 300 jaar het die Duitsers kersbome in hulle huise gehad gedurende Christusfees of Kerstyd, want dit lyk vir hulle so mooi, dis 'n mooi versiering. In 1840 het Prins Albert, hy's 'n Duitser, hy het behoort aan die koninklike familie, die Royals van Engeland. En hy besluit toe, hy wil graag 'n paar spruite of dennebome invoer van sy land af, en hy gaan dit oral in die paleis plaas, en dit so mooi gelyk, en hulle het versier, en die koninklikes, die koningin en die koning en almal het langs die boom gestaan, en die kunstenaars het prentjies geteken, geskilder van dit, en hulle het in die koerante geplaas, en dit versprei, en van daar af het dit 'n gewoonte geword. Reg oor Europa, en toe oor die hele wêreld. Onthou, die koninklikes was soos rockstars in daai tyd. Almal het gedoen wat hulle doen. Dit raak toe 'n gewoonte. Nou goed, baie mense sê, en ek hoor hulle, Jeremia 10 vers 2 tot 5. Kom ons gaan lees gou daai paar skrifte. Hier word kersbome veroordeel. En dis die rede hoekom ons dit nie mag in ons huis hê nie. Kom ons lees gou dit, Jeremia 10 vers 2. So sê die Here, maak julle nie gewend aan die weg van die heidene nie. En skrik nie vir die tekens van die hemel, omdat die heidene daarvoor skrik nie. Want die insettinge van die volke is nietigheid. Want 'n boom uit die bos kap hulle om. Die handewerk, nou hier kom, ons moet verder lees. Die handewerk van 'n ambagsman met 'n byl. Nou hierdie word spesifiek bygesit, want hulle het iets gedoen met hierdie bome. 'n Ander woord vir 'n ambagsman is timmerman of iemand wat houtsneewerk doen. Hulle het nie net 'n boom afgekap en in hulle huis gaan sit nie. Hierdie ouens het hulle self skuldig gaan maak aan afgodediens. Hulle versier dit met silwer en goud. Hulle maak dit vas met spykers en hamers dat dit nie waggel nie. Soos 'n voëlverskrikker in 'n komkommertuin is hulle. Hulle kan nie praat nie. Ja, hulle moet gedra word want hulle kan nie loop nie. Wees nie bevrees vir hulle nie, want hulle kan geen kwaad doen nie, maar daar is ook geen goed doen by hulle nie. So, hulle het 'n boom gevat, al die takke afgekap met 'n byl, dan het hulle buitels gevat en dan het hulle Asherah paal gemaak waar hulle afgode uitgekerf het uit hierdie boomstam uit.
gaan Google dit, dan sal jy sien hoe het hierdie goed gelyk. Hulle het letterlik hulle afgode uitgekerf uit hierdie stamme uit. En dan het hulle dit met goud oorgetrek en met silwer oorgetrek en hulle dit aanbid. Lank voor die kersboom ooit bestaan het nog. So, as ons na die konteks gaan kyk, dis belangrik ouens, ek gee net vir julle die feit, dit is die konteks. Jeremia spreek afgodediens aan hier. In antieke Israel, waar mense bome afgekap het en het gevorm het, gekerf het en afgode gemaak het. So, ek dink nie ons moet net sê kersbome is 'n afgod nie, want dit word nie bedek met edelmetale en ek weet nie, ek het nog nie regtig gelowiges ontmoet wat voor hulle kersboom buig en dit aanbid nie. As jy dit doen, het jy 'n probleem. En as jy nog nie gemaklik voel met 'n kersboom nie, en jy voel, dit het te veel konnotasie aan so iets, hoef jy dit ook nie in jou huis te hê nie. Jy hoef dit nie in jou huis te hê nie. Die skrif moet binne kulturele en historiese konteks gelees word. Jeremia veroordeel afgodsdiens, afgodediens en nie huisversierings nie. Ouens, ek kan nie anders as om die waarheid te gee en objektief hierna te kyk nie. En dis wat die waarheid is, as ek objektief daarna kyk, dis waar dit vandaan kom. So, kersbome soos ons dit vandag ken, ouens, het eers baie later ontstaan, baie later in middeleeuse Noord-Europa. Ek dink nie ons kan dit sommer koppel aan Jeremia se verse nie. Ons kan dit sommer net daaraan haak nie. Ons moet versigtig wees as ons dit doen. Onthou nie, daar's baie goed wat ons aan afgodsdiens of okkultisme kan koppel as ons regtig wil. Ja, TV is 'n heuwel. Gooi hom sommer uit. Begin daar. Ek praat eerlik en regheid met julle in liefde. As dit jou oortuiging is dat dit te veel konnotasie het aan afgodediens, ouens, asseblief moenie die simpel boom in jou huis sit nie. Maar moenie iemand veroordeel wat die boom in hulle huis het nie. Maar as jy sien hulle buig voor die boom, sê gooi hom uit. Ek dink net omdat 'n tradisie ouer kultuurpraktyke reflekteer, beteken dit nie dat dit onskuldig is of sondig is nie. Daar's wel tradisies wat nie onskuldig is nie. Ons moet versigtig wees vir dit. Maar daar is baie wat nie sondig is nie. Dit is belangrik hoe Christene die tradisie gebruik en watter betekenis hulle daaraan gee. Die Kersboom moet nie die geboorte van Christus oorskadu nie. As jy dit wil vier, ouens, die fokus is op Christus. En nie net die geskenke wat ons kry nie. En dit moet ons kinders leer. Die fokus moet 'n geestelike betekenis wees. En dit is dat Christus vir ons gestuur is aarde toe, hy het vlees geword en hier kom woon. Wat 'n wonderlike geskenk het ons nie ontvang. Sommige mag 'n kersboom hê, ander nie. Ons moenie mekaar oordeel oor dit as dit nie direk verbied word uit die skrif nie. Ons kyk gou na Kersvader met sy rooi pakkie. Kersvader is oorspronklik gebaseer op 'n Christelike biskop met die naam van Sint Nicolaas. Kyk maar, gaan doen jou huiswerk. Dit kom oorspronklik van hom af. Hy was bekend vir geheime geskenke wat hy vir kinders gegee het, liefdadigheid wat hy gedoen het. Veral, dit het begin by 'n gesin, 'n man met 3 dogters wat baie arm was en dan het hy in die geheim, hulle het nie geweet nie, vir hulle goud gegee, geskenke gegee. Dis waar dit aanvanklik vandaan kom. Maar later deur die jare was daar baie okkultiese, fiktiewe elemente wat bygevoeg is. Wat dit nie regmaak nie. Wat gesê het, goed, kom ons voeg 'n paar dinge by, toe word hy 'n vet ou elf met 'n groot baard en wat pyp rook. Mitologie wat bygevoeg is, wat nie aanvaarbaar is nie, dis heidens. Toe het die maatskappy Coke dit beet gekry, hom beet gekry, en hulle trek toe vir hom 'n rooi pakkie aan, maak sy baard spierwit, en dit was deel van 'n bemarkingsveldtog. Vandag
Die rede hoekom hy so lyk, is omdat hulle hom beet gekry het, en hulle gebruik dit vir bemarking. As jy oorspronklik gaan kyk, hoe lyk hierdie biskop, Sint Nicolaas, hy lyk heeltemal anders. As Kersvader, as hoe hy vandag lyk. Kersfees se fokus moet op Jesus se geboorte wees, en nie op 'n handelsmerkfiguur nie. Baie belangrik. Die fokus moet reg wees. God verwag nie van ons om Kersfees te vier nie. As jy dit doen, doen dit eerlik en met insig. Asseblief. As jy dit nie wil doen nie, is jy ook vry om dit nie te doen nie. Ek sal versigtig wees vir ou Kersvader, want daar is duidelike okkultiese konnotasies geheg aan dit. So, ek dink is belangrik dat ons in hierdie feestyd, en ek sluit af hiermee, sal weet waaroor dit regtig gaan, as jy Christusfees wil vier. Maak dit duidelik bekend waaroor dit gaan, dat ons Christus se vleeswording sal vier. Hy was gegee vir ons. Spandeer tyd met die familie en beoefen die beginsel van gee. Verduidelik vir jou kinders, dit gaan nie net om geskenke te kry nie. Ek weet dit is moeilik. Onthou toe ons klein was, ek weet dis al waaroor dit gegaan het. Jy moet net 'n die persente. Maar verduidelik vir hulle werklik waaroor dit gaan. Die grootste geskenk wat elkeen van ons nog ooit kon ontvang het, was Jesus Christus wat vir ons gegee was. Dis die grootste en belangrikste geskenk. God het die beginsel van gee tot stand gebring. Hy het dit begin, en kom ons beoefen hierdie beginsel van gee, nie net in hierdie tyd nie, maar reg deur die jaar ook, maar veral in hierdie tyd waaroor dit gaan, oor geskenke, en ons gee vir mekaar geskenke. Laat jou kinders goed verstaan waaroor dit regtig gaan. Johannes 3 vers 16, want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enige gebore seun gegee het. Prys die Here. En gebruik die geleentheid om oor Jesus te praat. Gebruik dit. Ouens, en moenie vergeet nie, Jesus was vir ons gestuur, maar hy gaan weer terugkom. En ek sien uit na daai dag. Ek sien uit, wanneer hy gaan terugkom om sy bruid te kom haal. Ek sien uit daarna. So ouens, dit is my storie oor die onderwerp van Christusfees en Kersfees. So kom laat ons nie ons oortuigings afdoen op ander nie en mekaar veroordeel nie. Jy is vry om te doen wat jy wil. Die fees, Christusfees, word nie in die Bybel voorgeskryf ook nie. Dit staan nêrens in die Bybel nie. Die enigste fees wat behou gebly het, is nagmaal. En Jesus het gesê, doen dit so dikwels as wat julle by mekaar kom. Baie belangrik, daai fees, vir ons as gelowiges, wat ons kan doen en aanhou doen. En as jy gemaklik voel om Christusfees te vier en jy wil dit graag doen dit vir die regte redes, hou jou fokus reg. Hou jou fokus reg. Gebruik sommer nagmaal ook daai dag. En kuier lekker saam met die familie. En as jy oortuig voel om dit nie te doen nie, hoef jy dit nie te doen nie. Jy is vry om dit nie te doen nie. Maar kom ons gebruik hierdie tyd wanneer ons saam is en ons kuier lekker saam met familie en vriende en ons vier Jesus sommer elke dag van die jaar. Amen. Loof die Here. Kom ons bid saam. Vader, ek dank U, Here, dat ons die voorreg het, Here, om lekker saam te fellowship om U woord. En Here, ek dank U dat U Jesus vir ons gestuur het, dat hy aarde toe gekom het. Gisteraan dink ek daaraan, Here, dit was eintlik 'n groot opoffering gewees vir Jesus om 'n menslike liggaam aan te neem. Hy het 'n liggaam soos my liggaam aangeneem en vlees geword. Hy het sy goddelike eienskappe neergelê om tussen ons te kom wandel. Here, dankie daarvoor dat jy bereid was om dit te doen. Jy bereid was om mens te word. Bereid was om versoek te word soos ons, sodat jy medelee met ons kan hê. En dat jy in elke opsig
Here, getoets was en U het nie een keer, Here, gesondig nie. Dankie daarvoor. Dankie, U was die volmaakte offer vir ons. Ons is dankbaar daaroor. Ons eer U, ons dankie daarvoor, Here. Dankie vir die voorreg om U te kan ken en deel te wees van die koninkryk. In Jesus naam. Amen. Amen. Loof die Here.